As jy 'n skaapboer is wat sukkel om jou lampersentasie te verhoog, dan sukkel jy heel moontlik met wat ons noem die onsigbare winsvreter. In hierdie video gaan ons kyk na wat veroorsaak hierdie verliese en hoe kan jy dit bestuur om 'n beter lampersentasie en speenpersentasie te verseker, sodat jy meer surplus diere het om te verkoop, genoeg vervangingsoeye het om behoorlike seleksie toe te pas, sodat jy op die langtermyn jou kudde se genetiese potensiaal kan verbeter en sodoende die winsgewendheid van jou boerdery verhoog. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Die doel van my welvaart met skaap mentorprogram onder Amali Consulting is om skaapboere te help om te beweeg van finansiële onsekerheid, oneffektiewe bestuur en frustrasie na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Nou ek maak gebruik van mentorboere wat tel onder die top 1% skaapboere in Suid-Afrika, as ook van kundiges op die gebied van finansies, voeding, dieregesondheid en weiveldbestuur. En ons help boere om hulle denkwyse te verander, om hulle beplanning te doen, behoorlik strategie uit te werk, stelsels in plek te kry en om hierdie stelsels suksesvol te implementeer, sodat hulle welvaart kan skep uit 'n goed bestuurde, winsgewende, volhoubare boerdery, wat hulle met trots kan oordra na hulle nageslag. Nou dit verseker die familie se nalatenskap, dit gee persoonlike bevrediging vir die boer en dit help hom om 'n betekenisvolle bydrae in sy gemeenskap te maak. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20%, of is jy onder die onderste 20%, of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na voorgeboortelike verliese. Die onsigbare winsvreter. Hoe voorgeboortelike verliese u kudde se winsgewendheid knou en die presisie bestuur om dit te stop. Nou, hierdie is basies, as ons gaan kyk daarna, is amper soos 'n ysberg. Die tradisionele fokus is aantal lammers gebore per ooeige paar. Dit is die sigbare, the visible, en dan die versteekte of the hidden is hier onder. Die versteekte verliese is die afsterwing van bevrugte eicelle, embryo's en fetusse, resorpsie en vroeë aborsies. Nou hierdie kan vir jou baie geld kos, afhangende van die prys en die waarde van die karkas en die lammers, kan dit enigiets van 400 tot 800 rand verlies per afgestorwe embryo of fetus. En hierdie ding het 'n kettingreaksie tot gevolg. Hierdie versteekte verliese. Die eerste ding is jy het minder meerlinge wat gebore word. Met ander woorde, jy het 'n laer algehele lampersentasie. En die gevolge daarvan is minder surplus diere vir verkoop, verminderde inkomstepotensiaal. So jy maak minder geld as jy minder lampersentasie, as jou lampersentasie laag is, maar jou speenpersentasie gaan laer wees, so jou verkoopspersentasie gaan ook laer wees. En dan die ander gevolg daarvan is jy het beperkte vervangingsjongoeie. Dit verhoog die koste vir aankope. So as jou lampersentasie te laag is, gaan jy nie genoeg oetjies hê om te vervang, om in jou kudde, jou vervangingsoetjies vir jou kudde is nie, in jou kudde nie. So, en dalk moet jy iewers dan oeye inkoop, as daai reproduksie-tempo van jou te laag is. Of jou vervangingsoetjies wat jy inbring is nie regtig top kwaliteit reproduserende jong oeye wat die ou oeye wat uit gaan vervang nie. So jy moet maar vat wat jy het of tevrede wees met wat jy het.
En dan die ander nagevolg daarvan is stadiger genetiese vordering van die kudde, so dit het 'n langtermyn produktiwiteitsimpak. So as jy al hierdie goeders bymekaar gaan tel, dan kan jy sê dat hierdie afsterwing van bevrugte eicelle of embryos en fetusse kan jou kos tussen R400 en R800 as jy die langtermyn effek daarvan ook in berekening bring. Kom ons gaan kyk 'n bietjie wat gebeur hier tydens die reproduksiesiklus van die ooi. So ons het die pre-implantering gedeelte, dis dag 0 tot 15, dan het ons die aanhegting gedeelte, dag 15 tot 34, en dan die fetale stadium is dag 35 tot 150. Dit is maar na apartheid tot die ooi-lam. Dit is die periode nou. As ons kyk hierso na dag 0 tot 15, die bevrugte eicelle wat afsterf, vervloei en word geresorbeer binne die eerste 10 dae. Embryos is uiters kwesbaar gedurende die eerste 3 dae. Dan die eerste 3 dae nadat die embryo bevrug is, die eicel bevrug is, dit is die stadium wat baie kwesbaar is. En dan het ons dag 15 tot 34 aanhegting, erkenning van dragtigheid vind plaas rondom dag 12 tot 13. Dis die eerste stadium, jy kan sien die ooi is dragtig. Embryos heg aan die baarmoederwand. Resorpsie hier vertraag die ooi se hittesiklus na 19 tot 33 dae. So as jy hierso probleme optel hier rondom aanhegting, dan gaan die ooi sal weer op hitte kom, maar dit is 'n vertraagde hittesiklus. So dit kan wees afhangende van jou paar periode wat jy het, dat hierdie oeye teen die tyd wat jy die ramme uithaal, het die oeye nog nie weer 'n tweede keer op hitte gekom nie, so hulle mis. So jy kry nie daai oeye dragtig, so nou jy oeye wat oorgeslaan het, en jy gooi die oeye uit en jy dink dit is swak oeye, maar dit is as gevolg van 'n probleem wat hier ontstaan het. En dan die laaste stadium, dag 35 tot 150, dis waar die aanhegting is voltooi, en dan fetale verliese lei tot verdwyningsfaktor of mammies met geboorte. Dit is wanneer as die embryo eers vasgeheg het aan die baarmoederwand, daarna sal jy aborsies kry, waar jy sal aborteer. Miskien het jy dit nie eens gesien nie, veral as dit vroeë aborsies is. Hulle raak net weg, of hy word gebore, maar dan is dit so 'n mammie wat gebore word saam met heel moontlike gesonde tweeling lammetjie wat saam met hom gaan. So dit is die 3 stadiums waarop ons moet kyk. So dag 0 tot 15, dag 15 tot 34 en dag 35 tot 150. So die goue reël is absolute stilte, geen steurnis in die eerste 40 dae nie. So moenie die oeye pla in daai eerste 40 dae nie. Laat hulle in vrede, dat hierdie prosesse nie versteur word nie. Want jy's dalk 'n oorywerige bestuurder van jou oeye en jy wil alles probeer so goed as reg en goed doen en miskien doen jy meer skade as wat jy goed doen. Dan wat embrionale vrektes en fetale vrektes aanbetref, embrionale vrektes is die eerste 30 dae tot 34 dae van dragtigheid. En gewoonlik is die biologiese aksie hier is resorpsie, die embryo verdwyn, vervloei in die liggaam. So jy sien dit nie, jy weet nie daarvan nie. Dit is verskuil. Die normale omvang kan wees 15 tot 30%, maar dit kan styg tot so hoog as 40 tot 70% onder swak bestuur. So as jy verkeerde goeders doen op die verkeerde tyd, kan jy 'n groot verlies kry hierso. En dan die veldsymptome, met ander die goed wat jy sien, is die oeye slaan oor, herhaalde of vertraagde hittesiklusse of onverwagse enkelinge met 'n lae geboortemassa. En dan wat fetale vrektes aanbetref, dit is die tydperk hierso is dag 34 tot by geboorte. Die biologiese aksie is die verdwyningsfaktor of aborsies. So partykeer sien jy die aborsies, maar partykeer mis jy totaal. Dis so die oeye, die lammetjies raak maar net weg. En dan die normale omvang is so kleiner as 2%, maar tot 15%. Kan styg tot so groot as 33% tydens hittegolwe of uiterste voedingstekorte. Maar normaalweg as die embryo eers vasgeheg het en die toestande is nie buitensporig nie, dan behoort jy nie eintlik vreeslike
probleme op te tel nie. So dit behoort die syfer tussen scan en lam behoort nie veel meer as 2%, dit moet onder 2% wees. Dan die veldsimptome is kandeerdragtig, maar lam nie, of 'n dooie mammie gebore saam met 'n normale lewendige tweelingmaat, of klein geel brein oorblyfsels op die nageboorte. So dis die goed waarna jy moet uitkyk. Dan wat omgewing en hanteringsstres aanbetref, impak op dragtigheid. Wat is die impak op dragtigheid hierso? So ons sê meganiese hantering, oeye wat hier is wat navorsing wys. Oeye wat gemikskeer is kort na paring, se lampersentasie het geval na 50% teenoor 'n kontrolegroep wat ongesteerd was. So dit is die effek op lampersentasie as oeye gesteer word hierso. Vervoer en oormatige kraalgebruik breek aanhegting. So moenie die oeye hanteer in daai eerste stadium. Dan wat hittestres aanbetref, as dit hierdie warm dae is wat bokant 36 grade, ek meen hier by ons in die Karoo toestande, suidelike dele van Namibië, dit raak ongelooflik warm. So as jy bokant 36 grade gaan, kan jy tot 80% embryo verlies kry direk na paring. As hittegolwe tref sonder skaduwee of water, skiet resorpsie die hoogte in. So as jy oeye paar, sorg dat daar genoeg skaduwee en koel drinkwater beskikbaar is vir daai oeye tydens daai stadium, die kritieke stadium hierso. Dan wat koue stres aanbetref, strawwe koue of sneeu 2 tot 3 weke na ramme uitgehaal is, lei tot 72% droë jong oeye en 36% droë volwasse oeye uit navorsing uit dit gewys. So koue stres het ook 'n groot effek op daai spesifieke stadium. 2 tot 3 weke na die ramme uitgehaal is, kan jy groot probleme optel. Dan die strategiese oplossings, gebruik koggelramme of sinkroniseer die oeye. Dit verseker dat meer as 90% van die oeye in die eerste siklus beset raak. Aanhegting is dus reeds voltooi voor enige routine hanterings begin. So om hierdie toestande te oorkom, moet jy probeer om die oeye te sinkroniseer, dat jy so vinnig as moontlik deur daai periode beweeg. En dan moet jy seker maak dat jy dit hanteer, dat jy nie hantering doen in daai periode nie, maar as daar hittestres is, kyk maar, hou maar die weer dop en sorg dat jy dat daar nie probleme kom nie. Dan wat die aktiwiteitskurwe aanbetref, as ons kyk hier op hierdie skaal, dat ons embryo oorlewingskoers, en hieronder het ons kondisiepunt of dan die voedingsintensiteit. Nou, hierdie kurwe wys dat die optimale onderhoudspyl is wanneer jou oeye hierso by 'n 3.5 kondisiepunt is na bevrugting. Na bevrugting moet oeye hulle massa bloot handhaaf vir maksimum progesteroonvlakke en embryo oorlewing. So sorg dat die oeye in die regte kondisie is met paartyd. As die oeye maar is, dan gaan jy tot 'n 50% resorpsie kry by skraal oeye op 'n 1.5 kondisietelling. So hierdie gedeelte moet vermy word. Sorg dat jou oeye in die regte kondisie is vir maksimum embryo oorlewing. En dan ook aan die ander kant is daar van die spektrum is daar skok oorvoeding. Dis wanneer oeye dalk wat jy te vinnig oeye se op 'n sekere stadium hier wil die oeye te vinnig probeer hulle massa opkry, so jy gee te warm rantsoen wat daarmee saamgaan en dan is dit 'n skok oorvoeding en dan kry jy ook dat daar embryo afsterftes is. So 30% daling in embryo oorlewing weens uiterste voedingsverhogings direk in vroeë dragtigheid. As jy nou dink, jy besluit jy wil nou 'n klomp kos gee daai stadium. Dan gevare wat in weiding kan voorkom, irium gevaar, en dan is daar ook mycotoksine waar daar gemifte weiding of gemifte lucern so vir die oeye gegee word. Dan as ons gaan kyk na siekte en immuniteit, die gevare soos ensootiese aborsie, slengdarmkoors, bloutong, lewerslak, die opbrengs op jou belegging ten opsigte van voorkoming. 'n Doeltreffende immuniseringsprogram kan die verdwyningsfaktor verlaag van 35% tot 16%. So jy kan net deur 'n doeltreffende immuniseringsprogram te volg, kan jy verseker
dat die verdwyningsfaktor met die helfte verminder. So sorg dat jy 'n goeie siektevoorkoming en immuniteitsprogram het vir jou oeye. Dan die hoë risiko demografie, so waar gaan die probleme ontstaan? Veral by jong oeye, vitale verliese is drasties hoër. By jong oeye teenoor slegs jy kry 13 tot 23% by jong oeye teenoor slegs 3 tot 8% by volwasse oeye. Jong 12 maande oeye was uiterste hoë risiko gevalle. So moenie jong ooitjies wat skraal is paar nie, of sorg dat hulle in die regte kondisie is voordat jy hulle paar. Anders dan gaan jy 'n hoë embrionale verlies hê. Jy gaan 'n klomp jong ooitjies moet uitgooi wat nie ram gevat het nie, net omdat jou bestuur swak was. Dan die meerlingmaas, oeye wat tweelinge verwag is veral vatbaar vir wanvoeding gedrewe resorpsie. So pas op om vir jou tweeling oeye te veel kos of wanvoeding of as hulle te maar is, dis waar die probleme ontstaan. Kondisie uiterstes enige oeye buite die optimale. So tussen 'n 2.5 en 'n 3.5 kondisie spektrum is binne die veilige sone. Enige iets as hulle oorvet is of as hulle ondervoed is, dis waar die probleme kom. En dan rasfaktore, wolrasse en hoogsproduserende oeye is meer biologies sensitief vir omgewingsstres. So in wolrasse veral hoe groter die wolproduksiepotensiaal is, met ander die hoeveelheid wol wat die ooi produseer in verhouding tot haar liggaamsmassa, hoe meer sensitief is sy vir omgewingsstres. Dit is hoekom jou tipe wolrasse wat bietjie minder wol dra, is baie meer hulle kan die stres beter hanteer. Hulle is meer wat hulle noem meer gehard as wat daai wolrasse is wat te veel wol dra. Dan wat die ekosisteem van sukses aanbetref, as ons net gaan kyk hoe hierdie ratte in mekaar draai, is die eerste een is kondisie en prikkelvoeding, mik vir 'n 3.5 kondisie by paring. Handhaaf slegs maar 30 dae, geen oornag uithongering nie. So sorg dat die oeye in die regte kondisie is. Moenie laat hulle swaar kry hierso nie. Gee prikkelvoeding en dan handhaaf daai massa. Dan wat die beginstadium van dragtigheid aanbetref, die moenie steur nie, beginsel vir dag 1 tot 42. So die eerste 40 dae moenie die oeye steur nie. Los hulle rustig in vrede. Moenie onnodig tel en met honde tussen die oeye kom en enige ander take wil verrig daar nie. Daai oeye moet so min as moontlik gesteur word. Geen onnodige mikskeer dip of lang afstand aanjaag of vervoer van die oeye nie. En dan 'n skoon omgewing en gesondheid, sorg dat jou inentings en doseringsprogramme op datum is ensoovoortse abortus en 4 weke voor paring, beskerming teen hitte en onbeperkte koelwater. Gee onbeperkte koelwater. Hulle moet toegang hê tot onbeperkte koelwater. Gee skaduwee, sorg dat daar in 'n kampus waar daar bome is met skaduwee. Wat ook al jy kan doen om te sorg dat daai oeye nie hittestres optel nie. Dan wat spoorelemente aanbetref, spuit multimin en doseer Vitamiin A, E, 4 weke vir paring, kobalt, ja, lekker, ja, regdeur dragtigheid. So dit is die ekosisteem van sukses. Dan die kritieke mylpaal is skandering dag 42 plus ideaal 42 tot 60 dae nadat die ramme uitgehaal is. Die enigste manier om die eie verdwyningsfaktor te meet, dis die enigste manier hoe jy jou eie verdwyningsfaktor kan meet, is jy moet die oeye scan en dan moet jy kyk wat gebeur tussen scan en lam. Dit is al hoe jy gaan weet wat hierdie verdwyningsfaktor is. So, dis belangrik om te weet dat jy moet weet wat gebeur tussen scan en lam. Dan moet jy weet wat gebeur tussen lam en merktyd, wat gebeur tussen merktyd en speentyd, en wat gebeur tussen speen en bemark. Daar is verskillende stadiums wat jy moet dophou, om te weet, want anders dan gaan jy nie weet waar die probleem lê nie. So, maar dit begin by scantyd. So, as jy 100 oeye gepaar het, en jy scan daai 100 oeye,
dan weet jy ten minste wat is jou besetting. Dan hoeveel oeye het dragtig geraak, hoeveel oeye het ram gevat. En dan met scan kan jy dan ook die meerlinge identifiseer, so jy kan sê, right, die oeye dra soveel fetusse. So dit gee vir jou baie goeie indikasie. En dan wat is die van fetusse tot lam, dan wat is daai, hoeveel het daar afgegaan, wat is daai verdwyningsfaktor. Dan as ons hier gaan kyk, wat moet gedoen word, nadat jy die oeye gescan het, al die oeye wat droog is, verkoop die oeye, of verskuif hulle na 'n kruisdeelkudde, maar identifiseer die oeye wat nie ram gevat het nie. En dan moet jy gaan kyk na enkeling fetusse, al die oeye wat enkeling fetusse dra, voer as 'n groep standaard onderhoudsrantsoen. Hulle hoef nie vreeslike kos te kry nie. So sorg net dat hulle op 'n onderhoudsrantsoen is, dan jou tweeling of drieling fetusse, hanteer hulle as 'n aparte groep, neem hulle hoër behoefte in ag met presisievoeding, en dan jou jong oeye, die goue reël is bestuur en voer altyd apart van volwasse oeye, ongeag die dragtigheidsstatus. So bestuur jou jong oeye apart van jou ander oeye as dit enigstens moontlik is. Dan die teikenmassa matriks gedurende die tweede en die derde maand van dragtigheid. Volwasse oeye, enkeling volwasse oeye, moet so 50 gram toename per dag hê. Dis ons praat hier van medium ram oeye, 'n volwasse oeye wat 50 kg weeg. So enkelinge moet so 50 gram toename per dag hê, tweeling oeye so 80 gram per dag, en drieling oeye tot 100 gram toename per dag. En dan die jong oeye, baie belangrik, benodig hulle eie liggaamsgroei plus die fetusgroei. So enkeling oeye gaan so 100 gram toename per dag hê, tweeling oeye 110, drieling oeye tot 140 gram per dag. Want die jong oeye self moet ook nog groei. Behalwe die fetusgroei moet sy ook nog groei. Die gevolgtrekking is, diferensiële voeding na skandering is die mees koste doeltreffende manier om hulpbronne toe te wys. Dan wat die bestuur aanbetref, belangrik, begin 4 weke voor paring, lê die fondasie. Spuit multimin, doseer vitamine A en E, en spuit ensootiese aborsie enstof. Bou die kondisie na 3.5. Lê daai fondasie. As daai fondasie reg is, dan sal jy die minimum van hierdie verskillende verliese hê. Nou, tydens sparing, bestuur die omgewing, sit koggeramme in vir maksimum besetting in die eerste siklus, voorsien skaduwee as temperatuur bokant 28 grade styg, vermy gemifte weidings of lucerne of so, want daar is mycotoksine wat 'n probleem kan veroorsaak. En dan dag 1 tot 42 na paring, absolute stilte, geen roetinehantering soos mikskeer of doseer nie, geen uiterste voedingsveranderings of oornag uithongering nie. En dan van dag 42 af, skandering, meet en sorteer, skandeer akkuraat, verkoop droë oeye onmiddellik en groepeer daai oeye van jou. So jy moet diferensiële voeding toepas, sodat jy nie onnodig oeye voer wat nie die voer nodig het nie. Die regte kos vir die regte dier op die regte tyd vir die regte aantal dae. Dis wat gaan maak dat jy winsgewend boer. Dan die tweede en die derde maand is presisievoeding, pas massa toename teikens toe gebaseer op skandering, en dan bereken na lamtyd die verdwyningsfaktor. So is belangrik dat jy daai syfer kry. Wat is jou verdwyningsfaktor? Sodat jy vir jou 'n norm kry en dat jy dit jaar op jaar met mekaar kan gaan vergelyk. So dit is die storie wat betref die onsigbare winsvreters. So jy moet vir jouself 'n stelsel gaan kry of implementeer wat jy kan gebruik om te identifiseer. Jy moet hierdie embrionale en fetale vrugtes kan identifiseer en jy moet dit kan voorkom, sodat jy 'n hoër lampersentasie kan kry en dat jy kan vinniger genetiese vordering maak en ook dat jy jou finansiële verliese so laag as moontlik kan hou. Nou as jy wil weet hoe bepaal jy die kondisie van 'n ooi, hoe besluit jy of hoe weet jy dat 'n ooi op 'n 3.5 kondisietelling is? As jy nie seker is nie, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn.
waar ek in detail verduidelik hoe belangrik kondisie is as winsdrywer en hoe ook om kondisie te bepaal.